Goeiedag liewe vriende, ek groet in die wonderbare naam van ons koning Jesus Christus. Ons het hierdie week stilgestaan by Filippense 1 tot by Filippense 4. En vanoggend wil ek 'n laaste boodskap aan u bring, Paulus se lied in Filippense 4 vers 6 tot 7. Hy sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Jesus Christus. Ons almal ken daardie liedjie of soortgelyke liedjies soos Don't Worry, Be Happy. Of as jy Lion King gekyk het, Hakuna Matata, Don't Worry, Be Happy. Hoewel die boodskap van hierdie liedjies mooi klink, is dit in die praktyk dikwels makliker gesê as gedaan. Om bloot vir iemand te sê om nie bekommerd te wees nie, neem nie die angs weg nie. Die apostel Paulus gee vir ons 'n alternatiewe lied oor bekommernis, een wat nie op wense gebaseer is nie, maar op die krag van gebed en die vrede van God. Navorsing toon dat die groot meerderheid van ons bekommernisse, wat sowat 92% is, of nooit gebeur nie, of oor die verlede gaan waaroor ons niks kan doen nie, of oor sake buite ons beheer. 'n Mens moet eintlik vir jou 2 vrae vra. Die eerste vraag is, as iets oor jou kom, kan ek iets daaroor doen, ja of nee? As die antwoord nee is, waaroor bekommer jy jouself? Vra die Here. As die antwoord ja is, ek kan iets daaromtrent doen, doen dit en vra die Here om jou daarin te help. Bekommernis is soos 'n wiegstoel. Jy gebruik baie energie om vorentoe en agtertoe te beweeg, maar jy kom nêrens nie. Paulus skryf hieroor vanuit 'n tronksel waar sy eie lewe op die spel is, wat sy woorde geweldig gewig gee. Sy opdrag is duidelik in vers 6. Wees oor niks besorg nie. Weet, niks is niks. Maar laat julle begeerte in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. In plaas daarvan dat ons bekommernis buite beheer uitspiraal, moet dit ons dryf na gebed. Paulus moedig ons aan om spesifiek te wees. Dit is die betekenis wat die woord smeking beteken. Met smeking, wees spesifiek in jou gebed. Smeek die Here spesifiek vir dit wat jy wil hê. Niks is vir God se krag te groot nie. En niks is te klein vir sy vaderlike sorg nie. As God ons grootste probleem opgelos het, naamlik ons sonde en skeiding van hom, deur Jesus Christus wat aan die kruis vir ons gesterf het, sal hy ons verseker ook help by die uitdagings van vandag. Want niks is te groot vir hom nie. Paulus voeg by dat danksegging ons gebede moet vergesel. Dankbaarheid skuif ons fokus vanaf ons probleme na God se konkrete dade van genade in ons lewens. Dit herinner ons aan sy getrouheid in die verlede, in die hede en ook gee vir ons vertroue vir die toekoms. Die resultaat van hierdie gebedslewe is die belofte van vrede, van vers 7. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Die woord bewaar is 'n militêre term wat beteken om wag te hou. Net soos Romeinse soldate die stad Filippi bewaak het, so staan God se vrede as 'n wagpos, 'n sterk toring oor ons harte en gedagtes en hou wag. Hierdie vrede is nie afhanklik van ons omstandighede nie, maar 'n stewige wortel in wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. In hom is ons veilig.
ongeag wat môre mag bring. Kom ons sluit die oë. Here, baie dankie dat ons U kan loof en prys. Here, dat U ons in hierdie week gelei het deur die boek van Filippense. En Here, dat U elke dag vir ons 'n stukkie oopgebreek het van wat dit beteken om vrede in U te hê. Here, mag daardie vrede 'n lied in ons hart wees, dat ons oor niks besorg sal wees nie, maar dat ons 'n vrede sal hê wat ons harte en ons sinne bewaar in Christus Jesus. Here, baie dankie vir U liefde en die genade wat U oorvloediglik oor ons uitstort. U is die begin en die einde van alles. Ons het gehoor in hierdie week dat U elke dag met ons is en dat ons omstandighede, ons vrede nie afhang van waar ons is nie, maar van wie ons koning, ons verlosser is. Dankie Here dat U vir ons aan die kruis gesterf het. En dankie dat ons weet dat ons 'n kind van U sorg is. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen.